Daar is dae wanneer jy na die wêreld kyk, dat jy saam met die psalmdigter wil vra, Here, waar is U? Want ons sien oorlog en geweld en onreg. Ons hoor die haat wat daar tussen mense is. En nader aan ons eie huise sien ons dieselfde gebrokenheid van die wêreld. Verhoudings wat skeefloop, liggame wat siek en oud word, geliefdes wat deur die dood van ons weggeruk word, ons eie stryd met die sonde wat net nie ophou nie. Ons bid, laat U koninkryk kom. Maar hoeveel keer wil ons nie ook vra nie, wanneer Here, wanneer sal alles uiteindelik nuut word? Nou vir mense wat waarskynlik dieselfde soort vrae gevra het Jesus dit in Markus 4 met 'n kort gelykenis geantwoord. Kom ons luister daarna. Goeiedag, dit is lekker om op hierdie Sondagmôre, die dag van die Here, rondom die woord van God saam met jou te kan wees. Ons gaan vanoggend voort met ons skriflesing uit Markus 4 en ons gaan lees vanaf vers 26 tot 29. Nou ek wil jou nooi om ook jou Bybel in die hand te vat, dit oop te maak by Markus 4 en saam met my te lees. Ons lees vanaf vers 26. Verder het hy gesê, met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op, dag na dag. En die saad ontkiem en groei, hoe weet hy self nie. Vanself bring die aarde die graan voort, eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volkoringaar. En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is. Hier eindig ons skriflesing, soos Jesus ook in die vorige paragraaf gesê het, as iemand ore het en kan hoor, moet hy luister. Jesus begin die gelykenis met die woorde, met die koninkryk van God gaan dit so. Nou om te verstaan wat hy daarmee bedoel, moet ons net vir 'n rukkie stil staan by die mense wat daar voor hom gesit het en wat hy geleer het. Hulle het die beloftes van die profete geken. Hulle het uitgesien na die koms van die Messias, soos die profete hom voorspel het. Hulle het verlang na die dag wanneer God sou ingryp, wanneer hy sy volk sou herstel en wanneer hy sy heerskappy onder sy volk weer sigbaar sou vestig. Intussen leef hulle onder die Romeinse heerskappy. Onreg en vernedering was iets wat hulle elke dag ervaar het. En toe kom Jesus en hy preek en hy sê, die tyd het aangebreek, die koninkryk van God het naby gekom. Maar hier sit hulle, en vir baie van hulle lyk dit nie soos dit wat hulle verwag het nie. Rome regeer nog, die wêreld is nog gebroke, en Jesus kom nie met 'n groot leermag nie, inteendeel, daar's 'n handjievol onbelangrike mense wat hom volg. Selfs die godsdienstige leiers van sy eie volk begin om teen hom op te staan. Nou kan 'n mens verstaan dat baie van hulle skepties begin vra het, kan hy werklik die Messias wees? Selfs die naaste aan hom, sou nog moes leer dat die Messias eers sou ly, voordat sy heerlikheid ten volle sigbaar sou word. Ons kan dus verstaan as die mense wat daar voor Jesus gesit het, vir hom sou vra, maar as God se koninkryk dan gekom het, waar is dit? Wanneer sal dit in sy volle krag deurbreek? En dit is die vraag waarop Jesus in hierdie gedeelte wil antwoord. Hy sê, met die koninkryk van God gaan dit so. Hy sê, kyk na 'n boer. Hy saai saad in die grond. Daarna gaan hy aan met sy gewone lewe. Hy slaap, hy staan weer op, dag na dag. Intussen ontkiem en groei die saad. Hoe weet hy self nie? Hy saai die saad, maar self kan hy nie die lewe binne in daardie saadjie laat begin nie. Hy kan nie onder die grond kyk en die groei van die saad beheer nie. En tog groei die saad. Jesus se boodskap aan hierdie mense is duidelik.
Moenie dink, God se koninkryk is afwesig, net omdat jy dit nog nie in sy volle heerlikheid sien nie. As jy God nie sien werk nie, beteken dit nie, hy is afwesig nie. Die koninkryk het aangebreek. God is aan die werk in hierdie wêreld, maar die oes is nog nie daar nie. Vers 28 sê, eers die halm, dan die aar, daarna kom die volle koringaar. Daar is 'n verloop. God bring sy koninkryk volgens sy tyd na sy bestemming. Eers die halm, dan die aar, daarna die volle koringaar en as dit ryp is, dan kom die oestyd. En dit was die troos wat Jesus vir hierdie mense wou gee wat daar voor hom gesit het. Maar nou staan ons vandag met die Bybel in die hand en ons lees uit die Bybel en hierdie teks kom nou vandag na ons toe. Ons leef na die kruis en die opstanding van Jesus. Ons weet wat Jesus se eerste volgelinge destyds nog moes leer. Ons weet, die koning het oorwin deur die kruis. Hy het gesterf, hy het opgestaan, hy het opgevaar en hy regeer nou. Ons wag dus nie dat Christus eendag eers moet begin regeer nie. Hy regeer nou al. Maar ons sien sy koninkryk ook nog nie in sy volle heerlikheid nie. En daarom het ons ook maar vandag hier dieselfde versigtiging as die mense wat daardie tyd voor Jesus gesit het. Ons kyk rondom ons sien die oorloë, die haat, die onreg, en ons vra ook, maar Here, waar is U in dit alles? Ons sien die gebrokenheid in ons eie huise, mense wat mekaar verkeerd verstaan, mense wat mekaar met woorde verwond, mense wat soms jare lank wonde dra met hulle wat ander hulle toegedien het. En dan vra ons, Here, waar is U in dit alles? Ons sien dit ook in ons liggame, ons sien siekte wat kom, ouderdom wat ons krag wegneem. Soms verander 'n paar woorde van 'n dokter jou hele uitsig op die lewe en op die toekoms. En dan vra jy, Here, waar is U koninkryk? Waar is U in dit alles? En dan is daar ook nog die dood. Iemand vir wie jy lief is skielik nie meer daar nie. 'n stem is stil, 'n stoel staan leeg. Ons ken die gebrokenheid in onsself. Ons glo, maar ons geloof is swak. Ons wil gehoorsaam wees, maar ons struikel elke keer weer. Daarom bid die kerk, laat U koninkryk kom. Ons verlang nie net na 'n makliker lewe nie, ons verlang dat God alles nuut sal maak. En juis daar bring Jesus ons by vers 29. As die graan ryp is, dan word die sekel ingestuur, sê hy, want die oestyd het gekom. Die gelykenis eindig nie by die saad in die grond nie, dit eindig by die oes. Daardie beeld sluit aan by die profete se taal oor die dag wanneer God finaal teen die kwaad sal optree. Hy sal die sekel instuur, hy sal die oes insamel. Hierdie tyd van wag nadat die saad gesaai is, gaan dus nie vir altyd aanhou nie. Christus sal weer kom. En wanneer hy kom, begin daar nie weer 'n lang tyd waarin sy koninkryk eers stadig moet groei nie. Nee, dan kom die volëinding. Die dooie sal opgewek word. God sal oordeel. Alles wat hom weerstaan, sal tot 'n einde kom. Christus se heerskappy sal vir almal sigbaar wees. En God sal alles nuut maak. Dit is die hoop van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Geen oorlog meer nie. Geen haat en onreg en misverstand meer nie. Geen siekte wat ons liggame kan afbreek nie. Geen ouderdom wat ons krag wegvat nie. Geen graf wat geliefdes insluk nie. En ook nie meer hierdie stryd met sonde binne in ons nie. Die kinders van God sal dan bekend gemaak word en hulle sal in die heerlikheid van God deel.
Dit is die troos van hierdie gelykenis vir 'n gelowige wat vanoggend sit en moeg en moedeloos kyk na die wêreld en die lewe rondom hom. As jy na die wêreld kyk en jy wonder waar jy op pad is, moenie net kyk na dit wat vandag voor jou oë gebeur nie. Nee, die saad is reeds gesaai. God is aan die werk, of jy dit sien of nie, en die oesdag kom. Die dag van afrekening met die kwaad kom. Die dag van afrekening met gebrokenheid in die wêreld, in die skepping, in jou liggaam, in jou lewe kom. Die dag waarop Christus se heerlikheid vir almal sigbaar sal wees, kom. Die dag waarop God alles nuut sal maak. Daarom kan ons selfs met trane in ons oë steeds bid, laat u koninkryk kom. Want ons wag nie op 'n onseker moontlikheid nie. Ons wag op die oes wat God self sal bring. Amen. Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, ons kom vanoggend na u toe as mense wat rondom ons kyk, en mense wat baie keer moeg word vir hierdie gebroke wêreld. Ons is moeg vir die onreg en vir die haat en die geweld. Here, ons is moeg van die seer van gebroke verhoudings, moeg van die swakheid van ons liggame en die siekte wat ons tuister. Ons is moeg van die pyn wanneer die dood iemand van ons weggeruk het. En tog dank ons u Vader, dat dit nie die einde van die verhaal is nie. Dankie dat u koninkryk in Christus gekom het. Dankie dat u steeds aan die werk is, ook wanneer ons dit nie sien nie. Gee ons deur u Gees geloof om te vertrou, geduld om te wag en hoop om te volhard tot die einde. Here Jesus, kom weer, bring die oesdag, maak 'n einde aan sonde en dood en alles wat teen u opstaan. Ons verlang na die dag wanneer u alles nuut sal maak, wanneer u self by u kinders sal woon, wanneer u elke traan sal afdroog en wanneer daar geen dood en geen pyn en geen rou meer sal wees nie. Tot daardie dag bid ons, laat u koninkryk kom, in Jesus Christus se naam. Amen. Heer my God, ek's moeg van stryd en sonde en verganklikheid, maar voor my breek die môre lig. U nuwe stad kom reeds in sig. Jerusalem, ek sien jou lig. Die nuwe wêreld kom in sig. Die lam regeer, die nag verdwyn. God self sal ewig oor ons skyn. Haar poorte blink, haar mure skyn, waar elke spoor van nag verdwyn. Die lam is lig, die Heer is daar, sy heerlikheid skyn helder klaar. Daar droog die Heere elke traan, en die dood is vergoed verslaan. Geen pyn, geen rou, geen skeiding meer. Ons leef vir ewig by ons Heer. Jerusalem, ek sien jou lig. Die nuwe wêreld kom in sig.
God self sal ewig oor ons skyn. En groei. Wie dors het, drink verniet en vry. God self sal altyd by ons bly. Ek beur nou voort, al is ek moeg, want Gods genade is genoeg. Al druk die lewe my ook swaar, sy nuwe stad wag vir my daar. Jerusalem, ek sien jou lig, die nuwe wêreld kom in sig. Die lam regeer, die nag verdwyn, God self sal ewig oor ons skyn. Die lam regeer, die nag verdwyn, God self sal ewig oor ons skyn. God se woord keer nooit leeg na hom terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur daarom hierdie opname aan iemand wat vandag nodig het om die woord van die Here te hoor. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgebonde woordverkondiging, volg gerus Gelowig op Pad op Facebook of YouTube of sluit aan by die WhatsApp kanaal waarvoor die skakel hieronder gegee word. Tot 'n volgende keer, vrede vir jou.